Waar is die Vredesverbond nou? Deel 5. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die Engelse boek, The Two Keys to the Book of Revelations. Dis 'n A4 boek, hy is eintlik in 2 boeke saamgebind, want hulle is amper 800 bladsye saam, wat amper 2 kilogram weeg, wat te moeilik is om te hanteer wanneer jy 'n Bybelstudie doen. Dis dan so 'n dik boek. So vir gemaklikheidsonthaalwe het ons hom in 2 boeke gebind. Dis die mees volledigste boek oor die boek Openbaring wat jy jou hande ooit gaan oplê. Nie omdat ek het geskryf het nie, in die Engelse gedeelte, so 35 jaar van my lewe in navorsing en studies in daai boek. En dis relevant vir die tyd wat nou in die Midde-Ooste gebeur. Natuurlik die Iran, Amerika en Israel oorlog. En natuurlik die ander tekens van die tye. Kom ons kyk, wat sê die woord? Sal jy belangstel? Jy behoort belang te stel. Sou jy belangstel, kan jy my kontak. WhatsApp nommer is 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za, soos jy hierso bo kan sien. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, jy is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 toe, begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy as nuwe kykers inteken of subscribe, soos die Engelsman sê, sodat jy al die verskillende kennisgewings van ons studies kan ontvang waarmee ons besig is, en daar is 'n hele klomp van hulle. Stuur die kontak vir die vriende en vir die wat jy lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryf blokpen en 'n 33 Afrikaans Bybel, uiters belangrik. En maak seker dat jy 'n seatbelt of 2 saam bring, want jy gaan 'n paar geestelike skokke ervaar. Ek noem dit net hierso terwille van die mense wat dalk vir die eerste keer kyk. Dit is uiters belangrik om te verstaan dat ons nie vereensgewig met die volgende instansie kerke of groepe nie. Enige messiaanse groep, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die JAP-beweging, ons nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie soos die Sewendag Adventiste, Jehovah's Getuies of vir wie ook al nie. Enige protestante of charismatiese kerk nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Dis die Bybel wat verbann is in die wêreld. Jy kry hom nie behalwe in Amerika by die mense. Hulle het hom, maar dan moet jy hom van Texas af invoer en alles. Hy kos baie meer as wat jy hom by my kry. So ek het 'n klompie, want ek het kopieerregte en ek het verspreidingsregte en vertalingsregte, alles. Ek het al die regte gekry so klompie jare gelede by die Amerikaners. Hierdie Bybel staan bekend as die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat in 1860 vertaal was, die Dr. Joseph Briand Rotterdam. Dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hande gaan op kan lê. Die naam Jesus in werklikheid Jaffa, ek maak so. Die naam van die Here Jesus werklikheid Jaffa, kom ek begin net voor. Die naam van die Here Jesus in werklikheid Jaffa, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, en die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou dis vir u gerief wat ek het doen, kom ons verdra mekaar. Ons gaan nou verder waar ons opgehou het die verlede keer. Die bonatuurlike woord verduidelik homself, 2 Tessalonika 2 vers 1 van 1 vers 2 Tessalonika 2 vers 1 tot 17. Ons is reeds, ons hanteer vanaand vanaf vers 11. Nou verstaan ons. En hy sê, en daarom sal Jaffa die Almagtige, dis die Here God, kyk my vingers, hulle die krag van die dwaling stuur. Wat doen hy? Hy stuur vir die godsdienstige mense die krag van die dwaling. Hoekom? Hulle wil dwaal. Hulle stel nie belang om tot die geopenbaarde woord te kom nie. Hulle soek redes om te argumenteer. Daarom sal Jaffa die Almagtige nou ook in die 21ste eeu 2026 hulle die krag, dis nie net die dwaling nie, die krag
van die dwaling stuur. Soos ons nou reeds in 2026 met hierdie eindtyd leuns van president Donald Trump en al sy verblinde vennote sien en ervaar. Hy sê, hy stuur vir hulle die krag van die dwaling om die leuen te glo. Toe hulle die verbond sluit in September maand verlede jaar, Donald Trump en al sy vennote en ander, so sê ek, is onmoontlik, dit kan nie wees nie, verkeerde partye, soos wat ek gesê het met al die vorige verbonde wat gesluit was in die laaste 40 jaar. Nou sê vers 12, sodat hulle almal, want selfs president Donald Trump het gesê, this is the final covenant, according to Daniel 9:27, hy ken selfs die Bybel, sodat hulle, kyk my vingers, almal geoordeel kan word, wie die waarheid nie geglo het nie, as jy ook die internetleens van hierdie spookpredikers glo, en hulle volg gaan hy ook veroordeel word, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid, wat sê die woord? Sodat hulle almal geoordeel kan word wie die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid, met ander woorde, die leuns, godsdienstige teologie, katholieke dwalinge, protestante verblinding, en dis waar ons by kom. So bly is, ek is nie 'n protestant of 'n charismaat of 'n katholiek nie. Ons is Javiste, wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh deur die bad van wedergeboorte. Ons het juist die 2 Mei, 3 die middag het ons weer 'n onderdompelingsdiens of 'n doopdiens, Montana, Pretoria. Sou jy belangstel, as jy reeds bekeer het en jy sou belangstel om onderdompel te word, om deel van die bruid van Jafashua te word, jy kan my kontak by die nommers hierbo, dan sal ek vir sê, hoe gaan ons te werk van daar af. Vers 13, maar ons as apostels, moet Jahwe Almagtig altyd oor julle dank broeders, altyd oor julle dank, wie sê broeders? Dis die bruid van Jafashua, universeel. Wie deur Jafashua bemin word, halleluja, kan u verstaan, hoekom kan die wêreld die goed nie sien nie? Hoekom wil hulle oë nie oop, nee, kan hulle oë nie oop gaan nie, hulle wil dit nie oop hê nie, hoekom? Wel, dit affekteer hulle inkomste. Ek jou een ding sê, die goed wat ek hierso bedien, wanneer ons later by die grafieke kom, as die pastore en die predikante en die priesters hierdie grafieke Sondag in hulle kerke begin promoveer en dit bedien, dan maandag sit hulle almal sonder 'n jobie. Hoekom? Want dit is in teenstelling met wat hulle kerke glo. Wat 'n NAR, New Apostolic Reformation teologie, wat natuurlik als en als 'n Jesuïte teologie is, wat hulle moet promoveer, wat 'n Rooms-Katholieke dogmatiek is. Hoe maklik is dit? Hy sê maar in vers 13, maar ons as apostels moet Jahwe Almagtig, dis die Here God, altyd oor julle dank broeders, hy sê broeders, bruid, Javiste, wie deur Jafashua bemin word, hy het nie net ons lief nie, hy bemin 'n man en 'n vrou, en ek gaan dit in plain Afrikaans sê, wat die guts het om te staan vir die naam en saak van Jahwe, sy Vader, en vir sy koninkryk Jafashua. Oor wie Jafashua, wat wie deur Jafashua bewin word, dat Jahwe ons Elohim, julle van die begin af verkies het. Beteken dit hy het ons eerste uitverkies? Nee, ons was almal van die begin af verkies. Die woord sê, voor die grondlegging van die aarde was julle reeds uitverkies tot die ewige lewe. Almal. Elke babatjie wat gebore word is uitverkies tot die ewige lewe. Verstaan ons dit? Hulle is uitverkies tot die ewige lewe. Hulle het reeds die Heilige Gees in hulle, maar die Heilige Gees is nie ontwikkel nie. En soos wat daai babatjie groot word, ontwikkel die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. En wanneer hy groot word, daai ouetjie, dan verloor hy, wanneer hy begin sonde doen, dan verloor hy of sy hulle uitverkiesing, wat voor die grondlegging van die aarde was. Die beminding, waar hy sê, hy het hulle bemin, julle bemin, van die begin af, julle uitverkies het, tot saligheid en heiligmaking in die Ruach HaKodesh, en geloof in die waarheid. So dit gebeur vir, hierdie goed wat hier staan, het te doen met iemand wat 'n intellek het, wat 'n lewende sielsdimensie het. 'n Klein babietjie het dit nie. Verstaan ons dit? So wanneer hierdie kind groot word en hy doen sonde, dan vee hy sy naam
uit die boek van die ewige lewe. Dit wat voor die grondlegging van die aarde reeds gebeur het. Julle is uitverkies tot die ewige lewe. Nou het Jafashua gekom en deurdat hy aan die kruisdood gesterf het, het hy ons uitverkiesing kom herstel. En wanneer ons die 2 Mei mense gaan onderdompel in die naam van Jafashua, dan word hulle name herstel in die boek van die ewige lewe. Want hy sê dan Galate 3:26, Galate 3 vers 26, 29, ons wie in Jafashua beklee is, geonderdompel is, het ons met Jafashua beklee. Daar is nie Jood of Griek, vryman of slaaf, man en vrou nie, maar ons almal is een en volgens die belofte van Vader Abraham erfgenaam. Halleluja! So hoe herstel, hoe word my uitverkiesing herstel? Deur die boek van die ewige lewe. Die herstelling, die uitverkiesing wat voortvloei. Toe Adam en Eva in die tuin van Eden Sondag en tot 'n val kom, toe breek hulle die uitverkiesing. Toe verbreek hulle die uitverkiesing. Hulle het dit gedoen. En daarom was dit nodig dat Jafashua moes kom, dat Vader Jahwe moes kom en deur sy seun Jafashua, dis Jesus Christus, weer vir ons die uitverkiesing bied. Hy bied dit aan. Wil jy dit hê? Wil jy dit nie hê nie? Dit kan net gebeur deur die onderdompeling. Eers bekering, dan onderdompeling. Ekskuus, in die naam van Jafashua tot vergifnis van die sonde. Dis waar hy sê, hy vat ons kleed van sonde en hy werp dit in die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Die woord sê so, hy dink nooit weer daaraan nie. Nou is die onus op ons, op u en op my, om ons uitverkiesing na ons herstel is, rein en heilig te hou. Kom ons lees weer vers 13, maar ons as apostels moet Jahwe Almagtig altyd oor julle dank, broeders, Jafiste, wie deur Jafashua bemin word, so dat hy sy lewe gegee het vir ons. Dat Jahwe ons Elohim julle van die begin af uitverkies het. Daai van die begin af uitverkies het voor die grondlegging van die aarde. Almal, elke mens uitverkies tot die ewige lewe. Tot saligheid en heiligmaking van die Ruach HaKodesh. So daar's 'n kondisie. Het jy gesien? Wanneer my uitverkiesing herstel is, deur die bad van wedergeboorte en bekering, dan is die onus by my om my uitverkiesing in stand te hou, deur die saligheid en heiligmaking van die Ruach HaKodesh. Dis wat die woord sê, wees heilig, want ek is heilig, sê Jafashua, en geloof in die waarheid. So jy moet in die geloof bly. Jy moet in die geloof bly. Hebreërs hoofstuk 11 vers 1. Jy moet in die geloof bly en in die waarheid. Dit help nie jy bly in enige geloof nie. Hy sê en in die waarheid. En dit wat ek vir u hierso bring is waarheid, want nog nie een het my probeer kom verkeerd bewys nie. As dit leuns was, dan het 100 ouens op my gespring. Nog nie een nie, nie 'n pastoor nie, nie 'n predikant nie, nie 'n teoloog nie, nie 'n dokter, nie een nie, want hierdie is skrif. Nou sê vers 14, waartoe hy, Jahwe, ons Elohim, julle as bruid van Jafashua, geroep het deur ons Bybelse evangelie. Wie praat hierso? Apostel Paulus. En Apostel Paulus se tyd het die naam Jesus en God en Christus nie bestaan nie, want daai is als Griekse woorde. Die naam Jesus is eers in die 16de eeu geskep. Gaan kyk wat sê die AI, ek moet dit sê. Gaan kyk wat sê AI, wanneer was die letter J geskep? So maklik soos dit. Dit word jou oogies seker oop te maak. En want hier's 'n onus hierop. Waartoe hy, Jahwe, ons Elohim, kyk my vingers, julle kyk my vingers, as bruid van Jafashua, geroep het deur ons, dis Paulus se bediening, ons Bybelse evangelie, om die heerlikheid van Jafashua te verkry. Jy kry dit, die bo-natuurlike ewige lewe, deur gehoorsaamheid aan die woord van Jafashua. So dan broeders, so wat sê hy? As hy sê so dan broeders, hy praat ook met ons in 2026, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, waaraan? Aan die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Of deur 'n woord
of deur 'n brief van ons. Met ander woorde, Paulus sê wees versigtig, want in sy tyd was daar dwaalprofete wat gekom het en seker goed kom sê het rondom die bediening. Dan sê hulle asof Paulus dit gesê het, want Paulus het nooit gesê nie. Hoeveel keer het mense al gekom en sê, Prof, Hannes het so gesê of so gesê, dan het ek dit nooit gesê nie. Gelukkig ken ek my boodskap uit my kop uit, en ek weet wat ek gepreek het, al is daar 3500 video's, ek weet wat ek in elkeen gepreek het. So, wanneer mense kom en videoetjies aan mekaar las, om my te laat common lyk, of stupid lyk, weet ek dit onmiddellik. Verstaan jy wat ek sê? Jy kan nie glo tot watter extremes gaan mense om hierdie evangelie af te druk in die modder in, maar weet jy wat? Hulle kan nie, die katholieke kon dit nie eens oor 2000 jaar reg kry nie, want hier is besig om plaas te vind, vandag in 2026, waar reeds 2000 jaar gelede gebeur het, voordat daar ooit 'n katholieke kerk was. Nou sê Paulus hier in vers 15, so dan broeders, ook ons in 2026, staan vas, moenie wankelbaar wees nie, en hou julle aan die voorskrifte, aan die geopenbaarde woord, wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Moenie wankel as ouens kom met internetgoedjies en die rubbish wat opgedis word as die waarheid, wat so lagwekkend is. En dit is snaaks, elke ding wat gebeur in Amerika, dan is dit eindtyd profesie wat vervul is. En elke ding wat gebeur in Iran, eindtyd profesie. En elke ding wat Israel doen, eindtyd profesie. Die ouens is weet jy, die ouens hardloop met enige ding om sensasie te soek. En dan is dit internet rubbish wat hulle probeer as godsdienstige dogmatiek aan u te verkoop. En mag Jahwe Shua self en Jahwe ons Edom, wie ons as Jahwiste liefgehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het. Wat het ons? Ons het 'n ewige troos en ons het goeie hoop in die geopenbaarde woord van Jahwe ons Elohim. En dit het hy vir ons in genade gegee. Nou sê hy vers 17, julle, en hy sê harte, sielsdimensies, mag hy dit vertroos, hierdie gedeelte. Hy kan nie my hart vertroos, my hart pomp bloed, hierdie gedeelte. Julle harte of sielsdimensie vertroos en julle versterk. Hy vertroos en hy versterk. Tydens, kyk my vingers, al hierdie onbybelse dogmatiek en teologie, en alle goeie woorde en werke, halleluja, mag hy ons daarin hou, en ons dra, en ons bewaar, en ons beskik, en ons beskerm, en ons gebruik, tot eer van sy koninkryk, halleluja. Goed, met al hierdie bonatuurlike geopenbare inligting, is ons nou gereed om na die Bybelse tydlyn te kyk. Nou wil ek vir julle reeds sê, September maand verlede jaar, toe Dani Botha kom met sy 2023-24, September 2023-24, wegraping, want God het duidelik vir hom gesê, die Here het duidelik vir hom gesê, hy het nie vir hom duidelik gesê nie, hy het gehoor wat 'n ander swart prediker gesê het, hy het hom geglo, en toe gaan verbrand hy sy vingers. Die woord sê, toets elke gees, daai gees is met 'n klein g, en kyk of hulle van Jahwe is so. Dit het nie gewerk nie, so next time sal jy dubbel seker maak, voor jy sê, die Here het gesê. Ek gaan hier dieselfde tydlyne gebruik, wat ek in Dani Botha se reeks gebruik het, toe ek oor die leuns van Dani Botha bedien het. So dit wat u hier gaan sien, kan u kyk na. Ek wil dit reg in die begin sê, sou u belangstel om hierdie tydlyne te ontvang. Ons het dit, ja, Onie en broer Rocco het dit vir ons gedoen op die selfoon in kleur, baie netjies, professioneel. En dit is so maklik as jy stuur vir my 'n WhatsApp, jy sê, Prof, stuur vir my die tydlyne, en ek stuur vir julle in Engels en Afrikaans, ek stuur dit vir u, en jy dit op die foon. Niemand kan jou ooit weer bol of blaf nie. Hoe maklik is dit? Goed, nou, ek gaan dit hanteer, want daar is geen ander manier om dit anders te doen nie. Sou ek enigiets anders te wou gedoen het, dan is ek uit die woord uit, dan is ek uit die wil uit. So ek het reeds die goed gedoen, so wanneer u dit gaan sien, u gaan nou sien, my beeld gaan nou verander. Ek gaan hier onder in die hoek gaan ek klein wees, en broer David gaan dan die beeld opbring, sodat u die tydlyne kan sien. Nou ek wil hê jy moet spesifiek kyk as ons begin, dit begin met A,
terwyl ek gaan die kant begin, A, B, C, dis in kleur, en ek gaan dit verduidelik. Nou, dit als is die teenoorgestelde kant, ek gaan verduidelik van hier af soontoe, u gaan dit sien van daar af hiernatoe, want u sit aan die teenoorgestelde kant van my, ek kyk vir die kamera, en u gaan direk vir die skerm kyk, waarop dit gaan wees. Nou, dit word genoem, gebruik die Bybelse tydlyn. Ons gebruik net die Bybelse tydlyn. Nou moet ek bysê, toe Jaffa vir my die informasie oopgemaak het, 30, 40 jaar gelede, het mense gedink is vir my kop af, as ek praat van die halfmaal professor, daai tyd, dokter, pastoor, daai tyd, ek was 'n pastoor gewees, en weet jy wat, tot vandag toe, is ek nog al die tyd deur die genade van Jaffa spot on. Hoekom? Omdat dit skriftuurlik is. Dis woord. Die finale vredesverbond. Om hierdie bonatuurlike geopenbaarde finale vredesverbond reg te verstaan, hoor wat ek sê, reg te verstaan. Trump gaan nou weer, president Donald Trump, gaan nou weer enige tyd, gaan hy 'n verdrag, 'n vredesverbond teken met Iran. En Israel gaan 'n vredesverbond teken met Iran en met natuurlik met sy omliggende ander klein landjies daarso. Dan moet ons baie versigtig wees. Dat ons seker maak dit is die verbond wat Daniël 9:27 van praat. Anderste slaat hulle weer hou in die donker. En dit gaan net 'n rukkie hou, dan gaan hulle weer aan. So, om hierdie bonatuurlike geopenbaarde finale vredesverbond reg te verstaan, gaan beteken dat ek, Prof. Hannes, dit vir u volgens die Bybel stukkie vir stukkie moet opbreek. En fisies op die skerm sal moet verduidelik. Kom ons lees Daniël 9:27. Daniël 9 vers 27. Nou luister wat sê Daniël 9:27. En hy, die vors streep Rooms-Katolieke paus. Nie Donald Trump nie, nie Yasser Arafat nie Bush nie Clinton nie Obama, niemand nie. Wanneer die vors, die Rooms-Katolieke paus. Nou weet jy wat, die laaste 2 weke, 3 weke, sien ons al meer en meer van die paus wat skielik vorentoe kom en sê, Israel moet nou tot rustig kom, hulle moet nou ophou om met die Libanese oorlog te voer, en hy sê, Amerika moet ophou om met Iran, hy praat met hulle, hy begin al meer en meer, en dis die goed waarvoor ons gaan moet kyk. Maar daar is ook 'n kwalifiserende gedeelte. As die paus môre kom en hy sê, daar moet vrede wees en die ouens maak vrede, is dit die finale vredesverbond? Hoekom het ek met u 1 Tessalonisense 2 vanaf vers 1 tot 17 deurgewerk, van verlede week af en die begin van die week? Sodat ons kon hoor, wat is die kwalifiserende vereistes van hierdie vors, wat in die tempel gaan kom sit, die vrede gaan maak. Die Bybel sê, hy sal en ek gaan nou die 33 Afrikaanse Bybel quoteer, net om het vir u makliker te maak om te verstaan. Hy, die vors, Rooms-Katolieke paus, die wit paus. Ek wil tog sê, kyk na my reeks wat ek preek, is dit die wit paus of die swart paus? Uiters noodsaaklik, daarom sê ek, wit paus. En hy, die wit paus, hy sal die vredesverbond sluit tussen die ander 2 partye, Israel en dan Libanon en Iran en, verstaan ons dit, of die Palestynë. En die vereiste is, hy moet in die tempel gaan sit, gaan lees weer 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17, en voorgee dat hy God is, en naamlik Israel offers brand vir 7 jaar. Die tyd is 7 jaar, 2520 dae. Dit is die vasgestelde tyd wat hy daar moet wees. En dis hoe ons weet elke keer
Wanneer daar 'n verbond is, dan sê ek, dit is nie die verbond nie. Nie eers September maand verlede jaar, toe president Donald Trump die verbond sluit nie. Hoekom nie? Want hy het nie in die tempel gaan sit nie. Die Bybel sê uitdruklik die vors. Die vors is nie Amerika nie. Dis nie Rusland nie. Dit is nie China nie. Die die grootste vors oor die wêreld vandag. Die grootste mag oor die wêreld vandag. Die rykste godsdienstige beweging oor die wêreld vandag. Die Rooms-Katolieke Kerk. Die Babyloniese hoermoeder. Volgens die Bybel, ek weet, baie van julle like dit nie. Baie van die pastore en julle hou nie van die goed wat ek praat nie. Maar jy kan nie van dit al wegkom nie. Jy kan nie by die woord wegspring en wegraak nie. So wat gebeur hierso? Hy gaan in die tempel moet gaan sit. Gaan lees nou weer. Nou dat u hoor wat ek hierso lees, dan kyk u terug na wat sê 2 Tessalonika 2 vers 1 tot 17. Hy sê, en hy, dis hierdie vors, streep Rooms-Katolieke paus, moet in die tempel gaan sit. Kyk wat doen die woord. Hy gee ons stukkies van die legkaart. Hy gee nie alles aan mekaar nie. Hierdie is vir die bruid, is nie vir die hele wêreld nie. Hierdie is vir die Javiste, is nie vir die hele wêreld nie. Daarom sê die woord, ek openbaar my aan wie ek wil. Hy sê gehoorsaamheid is beter as offerandes. So wat sê die woord? Hy gee ons stukkies legkaart uit die boek Daniël uit. Hy gee ons stukkies legkaart uit 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17 en ander skrifgedeeltes, Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12. En ons moet presies weet hoe om daai stukkies legkaart by mekaar te bring. En eintlik is dit baie maklik as jy die woord verstaan. Want onthou, 'n legkaart is uitgesny, 'n puzzle het verskillende fatsoentjies en net die regte stukkie kan daar inplak. So jy kan nie as jy hom gaan forceer en indruk daarso, dan skeer jy daai kaarbord of wat hy van hom ook al gemaak is. Maar as jy die regte stuk het, die sit hom neer, val hy net so in. Hy val net so. Ek weet, ek is baie lief vir legkaartbou gewees. Nie meer die tye wat groot is gebou van diere, die groot 5. Maar laat ek terugkom. So op die einde van die dag, die geestelike legkaartstukkies sal in mekaar val. Die oomblik as jy hom so vat, dan voel jy, hy trek hom sommer so af na die tafel toe, om op die regte plek in te gaan. As jy deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, geleer en gelei word. Dis uiters belangrik, dat ons oë van mense afhaal. Moenie u oë op my sit nie. Ek is ook net 'n mens. Maar Jahwe gebruik wie hy wil. Hy sê hy openbaar hom aan wie hy wil. En iemand het een keer gesê, en ek hou van die Engels wat hy sê. Hy sê, the proof of the pudding is in the eating. Jy kan die heerlikste malva pudding daar hê, nagereg, mooi Afrikaans, nagereg, of 'n trifle. Maar hy beteken niks as hy in daai bak staan nie, met sy room en vrugte en ek is mal vir 'n lekker trifle met baie verskillende goede. En as hy daar so staan met sy room op en alles. Ys. Hoe lus kry 'n man, né? En hy beteken niks as hy net daar in die yskas staan nie. Maar wanneer daai ouetjie uitgehaal word, hy word op die tafel neergesit. En dan word sulke skeppe van hom uitgehaal. Jy kry van elke kleur en van die neute en jy kry van die kersies en jy kry van die vrugte en room en dan gaan 'n skep roomys bo op en 'n bietjie custard. Kyk pa, jy wil nie haastig wees nie. Jy moet die hele middag vat met hom, stukkie vir stukkie. Dan kom jy agter dat hy die waarde van daai trifle is wanneer jy hom in jou mond sit. En ek dink oor die tydperk van 40 jaar, amper 50 jaar, maar kom ons praat van die laaste 40 jaar wat ek 'n pastoor was. Die goed wat ek gepreek en bedien het tot nou toe. En daar was 7 jaar wat ek in Pastorika net deur die land gereis het en by verskillende kerke, veral die AGS, Volle Evangelie, PPK en die Pinksterkerk het my verskriklik baie genooi. Ons het omtrent elke Vrydag, Saterdag en Sondag by verskillende kerke, ook die gemeentes van Christus en ander kerke, het ons genooi om te kom preek. En van 30 jaar gelede, wat ons rondgery en gepreek het, tot nou toe, nog nie een keer was ek van die skrif af nie. Nie ek nie,
So wat sê ek vir u? Om my te toets of die goed wat ek preek woord is om te kyk na my track record waar ek bedien het. Inteendeel, wanneer u my boeke lees, en dis hoekom hulle daar is, die Satan hou niks van hulle nie, maar hy het nie autoriteit nie, hy is uitgeklaar. Vanaand vasgevang in die antichriste, die praat van die eskatologiese boeke, vasgevang in die antichrist systeem, 'n boek wat ek 28 jaar terug geskryf het, waar gesê het seker goed wat in 2025 sou gebeur het, 2026, dit val presies in die merk in. Presies wat ek gepreek het. Die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, is dit Armageddon, waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling, en so kan ek aangaan. En dit is allemaal A4 en A5 boeke, dit is nie traktaatjies van 30 en 40 bladsye nie. So wat sê ek vir u? Die trifle wat ek opgeskep het, en ek gebruik 'n metafoor hierso, vir die laaste 30 jaar, se smaak is ongeëwenaar. Hoekom? Want dit is geopenbaarde woord. En dis wat ons moet verstaan. Ons moet die woord kan inneem en hom herkou, sodat ons die volheid van die woord kan ervaar en in ons sielsdimensie berg, sodat hierdie rubbish wat op internet is, en die dinge wat daar buite gebeur, en waar jy die NHR predikers en hulle gitaarspelertjies en al die goed, waar hulle opspring en geraas maak en die goed, totaal van die skrif af is. Dit gaan oor wat sê die woord. En nou gaan ek afsluit. Die woord sê, toets elke gees met 'n klein g, en kyk of hulle uit Jahwe ons Elohim is. Toets hierdie woord, toets my gees, toets my kennis by die woord. En as ek van die woord af is, hierbo is my kontaknommers, dan kontak u vir my. Nou as Vader Lewing Sondagspaar, die volgende boodskap wat ek weer bedien oor waar is die laaste vredesverbond, gaan ek met u begin oor die grafieke en alles wat met dit gepaard gaan. Moet dit nie mis nie. Dis lewensveranderend, dis lewensbelangrik. Stuur hierdie video vir die vriende en vir almal wat jy omgee. En ons kom op die plek waar ons Vader Jahwe, Yahshua en die Ruach HaKodesh kan glo vir dit wat in die woord staan en ons nie nodig om mense te volg nie. Tot volgende keer, as dit Vader se wil is, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.